Vanoggend gaan ons na die derde doel kyk van die boek Spreuke, en dit is om mense te onderrig om woorde van insig te verstaan. En ek gaan 'n kort teks lees en dan gaan ons deur die Bybel 'n hele paar tekste uithaal om dan te verduidelik wat gebeur het. Nou voordat ons lees, wil ek maar net vir julle vra, ek weet ons almal is maar ontstel oor die brief van die Back and Claw wat gister uitgekom het, en dat ons maar nog steeds weer eens ingeperk is. Ek preek doelbewus nie oor dit nie, want ek wil hê dat ons dan Sondag net so 'n bietjie vergeet van die chaos waarin ons op hierdie stadium is, en net 'n bietjie op die woord fokus. Sodat ons Sondagoggend net 'n bietjie vergeet van die chaos waarin ons is, maar dat ons net kyk, maar wat sê die Here vir ons vandag, in hierdie omstandighede waarin ons vandag is. En ek is seker uit vandag se boodskap uit, gaan jy riglyne kry en raad kry oor hoe om die situasie waarin ek en jy vandag is, reg te verstaan. So Spreuke 4 vers 1 en 2 sê, kinders, neem die opvoeding wat 'n vader julle gee ter harte, slaan ag daarop, sodat julle kan leer wat insig is. Want wat ek julle leer is goed. Moenie die onderrig wat ek gee versmaai nie. Ek was ook een keer 'n kind, my moeder se oogappel, haar enigste. My vader het my toe ook geleer en vir my gesê, wat ek jou sê, moet jy vashou, my voorskrifte moet jy uitvoer, sodat jy werklik kan lewe. So wat Salomo hier vir ons vandag kom sê is, ouers, ons het 'n groot rol om ons kinders te leer, en ek is so bly Salomo vat dit so 'n bietjie verder, en hy sê, maar ons grootouers het ook 'n groot rol in ons opvoedingstaak. En julle, ons is so bevoorreg hier in Gansie, waar daar kinders en ouers en grootouers by mekaar is, en die impak wat ons op mekaar se lewens kan hê. Ek dink ons besef altyd die voorreg wat ons in Gansie het, die van julle wat die voorreg het nie, om 3 geslagte, partykeer 4 geslagte by mekaar te kan wees nie, waarin ons mekaar kan leer en mekaar kan bemoedig en wysheid en insig kan leer om die woord van die Here te verstaan, maar ook om die lewe te verstaan, want dit is tog waarvoor ons die Bybel het. Die Bybel is tog daar, sodat ons die lewe kan verstaan en die lewe kan leef. Nou wanneer ons na die derde doel kyk, woorde van insig, dan is dit juist daar om vir ons te leer, sodat ons kan hoor wat gesê word, sodat ons kan verstaan wat bedoel word, sodat ons die situasie waarin ons is, reg kan hanteer. So dit is vir enige situasie waarin jy is, gaan dit in die eerste plek, wat hoor ek, wat verstaan ek, wat moet ek doen? En dit is waar insig inkom. So wat ook al jou situasie vandag is, wat ook al in jou kop rondmaal op hierdie oomblik, wil Spreuke vir ons leer, wat hoor ek? Wat verstaan ek? Wat kan ek doen? En dit is belangrik, die boek Spreuke, ek kan nie elke versie behandel nie, want daar is net te veel, ons gaan 'n paar jaar besig wees. En daarom haal ek net konsepte uit. Maar daar is 7 verskillende maniere wat ons die boek Spreuke kan lees. So elke keer, elke Sondag, na die diens, dan moet jy 'n bietjie gaan kyk in hierdie week wat voor lê. Hoe kan ek hierdie doel toepas deur die boek Spreuke? En dan gaan aan die einde gaan ek so 'n bietjie raad gee van wat ons by die huis kan doen. Maar ons moet nooit vergeet, kindertjies, ons is nog klein, ons is nog jong, ons het nog maar net 15 jaar, tot wanneer is jy nou 'n kindertjie? Kom ons maak dit tot 17 jaar.
Jy het 17 jaar van die lewe al gelewe. Papa en mamma het al 25, 30, 40 jaar van die lewe gelewe. So wanneer hulle vir jou iets leer, dan leer hulle nie omdat hulle net moeilik wil wees of hulle net wil kwaai wees nie. Hulle het al die lewe geleef. En wat wonderlik is oupa en ouma het al 60, 70 jaar van die lewe geleef. En nou mag grootjie het al 70, 80 jaar, 85 jaar plus van die lewe geleef. En daai insig wat ons deur die lewe kry, is die insig wat ons vir mekaar kom leer. Insig is 'n aktiewe proses. Ek moet insig wil hê. Ek kan dit nou maar net aanvaar en dit is nou maar so, ek het dit gelees of ek het dit gehoor en dit is nou maar so. Of ek kan moeite doen om insig te kry, soos wat Salomo hier sê, my kind, luister na wat ek vir jou sê. Luister daarna en slaan ag daarop, pay attention. Nie net een oor in en ander oor uit nie. Slaan ag daarop. Want 'n pa en 'n ma wat vir hulle kinders lief is, sê dinge met 'n rede. En dan moet ons daarop ag slaan, ons moet luister. En ons moet dit in ons lewens toepas. Spreuke sê ook vir ons, dit is nie insig is nie net van mamma en papa of van oupa en ouma nie, maar ware insig kom van die Here af. In Spreuke 9 vers 10 sê vir ons dat wysheid begin met die dien van die Here. Wie die Heilige ken, het werklike insig. So dit is wat vir ons belangrik is. Insig is 'n verhouding met God, maar insig is ook 'n verhouding met mekaar. So wat 'n insig wil Spreuke vir ons gee? In die eerste plek wil Spreuke vir ons die insig gee om die regte besluite te neem. Om in die situasie waarin ons is, die onderskeidingsvermoë te hê om die regte besluite te neem. En daarom sê Spreuke 2 vers 11 tot 15 sê vir ons, dit sal jou weghou van die verkeerde pad af en van mense af wat verkeerde dinge verkondig, van die af wat die regte paaie verlaat om op donker paaie te loop. Hulle verheug hulle daarin om te doen wat sleg is en juig die wandade van die slegte mense toe. Hulle paaie is krom en hulle koers is verkeerd. So wat daarom vir ons sê, die doel van Spreuke is dat ek en jy op die regte pad moet bly. En dat ons die insig moet hê wanneer ons by mense is om te hoor, maar hierdie ouens is besig met verkeerde goed. En ek moet die insig hê om te kan weet, maar ek moet nie hierdie pad loop nie. Ek moet hierdie pad loop. En ons word ons maklik deur mense beïnvloed en ons sê altyd die kinders reageer onder peer pressure, maar ek dink ons groot mense is maar net so geneig om onder groepsdruk te reageer. En ware insig is juis wanneer jy in daai groepsdruk is om te besluit, is hierdie groepsdruk of is hierdie die regte pad? En daarom is Spreuke vol tekste wat vir ons sê, hierdie pad, nie hierdie pad nie. Maak die keuse om die regte pad te stap. En dan Spreuke 4 vers 18 en 19 sê vir ons, wat gebeur wanneer ons die keuse maak? Hy sê die pad van die regverdiges is soos helder oggendlig wat groei en sterker word tot dit heeltemal dag is. Die pad van die goddeloses is soos donker. Hulle weet nie waaroor hulle sal struikel nie. So hier sê ons 'n bietjie beeldspraak en gaan net nou oor dit ook praat. Maar die pad van die regverdiges is soos dagbreek. Ons het nou gesien op die kamp as jy wakker word, is nog stik donker. Maar soos wat die tyd loop, so kom die son op en dan volgende oomblik is dit 'n helder dag. En dis die pad wat jy as regverdige moet loop. Ja, jy begin miskien in die donker. Miskien is dit vir jou nog moeilik. Miskien is dit 'n situasie waarin jy voel maar wanneer kom die dag? Maar bly net op hierdie regverdige pad. Want dan gaan jy op die einde van die dag in die helder dag
eindig. Waar die pad van die goddelose begin in die donker en het raak net nog donkerder. En ja, ons wat bevoorreg om volmaan te gehad het op die kamp, en dit is so lekker om in die volmaan, jy kan tot kleure sien, jy kan sien waar jy loop, maar in donker maan, gaan jy val oor 'n klein klippie. En dit is die pad van die goddelose, en dit is wat Salomo vir ons wil waarsku. Maak die keuse in hierdie omstandighede waarin jy nou is. Jy kan of in die donker nag inloop, of jy kan besluit om te sê, maar ek gaan in die daglig inloop. Ons is almal op dieselfde situasie. Maar die pad wat ons gaan stap, word bepaal deur die keuse wat ek gaan maak. En dit gee vir ons ook die vermoë om te weet wanneer mense verkeerde dinge verkondig. Ons moet luister na wat mense sê, en as mense besig is om verkeerde goed te sê, moet ons daarvan onttrek. Ons moet nie deel word van dit nie. Luister wat mense sê. Luister of dit vir jou skrifgebaseerd is, en of dit net mense praat om te praat. En dit is wat insig doen. Insig gee ons die vermoë om te oordeel of dit wat mense sê skrifgetrou is, en of dit wat mense sê sommer maar net praat is, uit hulle eie vermoëns is. So dis die eerste wat rondom insig, is dat Spreuke wil vir ons leer om die regte besluite te neem, om die regte pad te stap, ten spyte of ten midde van die omstandighede waarin jy jouself op hierdie stadium bevind. Die tweede insig wat Spreuke vir ons wil bring, is vir ons die vermoë te gee om te verstaan wat gesê word en die gevolge van dit wat gesê word. So die eerste ene gaan oor besluite, die tweede een gaan oor wat gesê word. Dat ons sal verstaan wat gesê gaan word en dat ons die gevolge sal besef van dit wat gesê word. Ons moet in die eerste plek wees, woorde dra krag. Wat ons praat, dra krag. Julle weet, jy kan rustig wees en iemand kan net inkom en hy kan iets sê, jou hele binneste is ontstig. Jy is ontstel. Of jy kan ontstel wees en iemand kan instap en net deur wat hulle sê, bring daar rustigheid en kalmte in jou gemoed. Die woorde het 'n impak op my lewe. In Spreuke 12 vers 13. 'n Slegte mens stel vir homself 'n struik met sy opruiende woorde. Wie reg doen, ontkom uit die nood. Slegte mens stel vir homself 'n struik met sy opruiende woorde. Wie reg doen, ontkom uit die nood. My woorde het 'n impak op my lewe. En dit moet ons weet. Wat ek sê, het 'n impak op my lewe. En is ek bereid om die gevolge te dra van wat ek sê? Dan die tweede een is, ons moet weet dat my woorde het 'n impak op ander mense. Ons moet nie dink, ek kan maar net sê wat ek wil nie. Ja, jy kan sê wat jy wil, maar jy gaan die gevolge daarvan moet dra. Jy gaan ander mense daardeur raak. En jy gaan moet besef dat jy die mense se lewens en jou eie lewe gaan beïnvloed. So voordat jy net sê wat jy wil, gaan dink net eers, wat 'n impak het dit op my lewe? Wat 'n impak het dit op die hoorders se lewe? En wat 'n impak het dit op ons almal se lewens? So die tweede is die impak op ander. Spreuke 15 vers 1 sê, 'n sagte woord laat die woede bedaar. 'n krenkende woord laat woede ontvlam. 'n sagte woord laat woede bedaar. 'n krenkende woord, wat is 'n krenkende woord? Krenkend is 'n goeie Afrikaanse woord. So 'n krenkende woord beteken 'n beledigende of 'n vernederende of 'n afbreekende woord, met ander woorde 'n woord wat met slegte bedoelings. Dit laat woede
ontvlam. So wat ek sê, kan mense se emosies beïnvloed. Is hy nou te sag, of is hy nou nog reg? Reg. Want ek hoor hy wil alweer ego. Wat 'n impak het my woorde op die persoon langs my? Ek kan woede laat bedaar, maar ek kan woede laat ontvlam deur wat ek sê. En daarom sê Salomo vir ons, dink voor jy praat. Wat gaan jy hier veroorsaak? En 'n wyse oomie het eendag, toe ek in 'n baie moeilike gesprek met iemand moes ingegaan het, wat in groot moeilikheid kon eindig het 'n wyse oomie vir my eendag gesê, moenie kwaad word nie. Want as jy kwaad word, dan het jy die stryd verloor. En ek moet sê, ek moes op my lippe byt en my tone knyp en my tande knars om nie kwaad te word nie. Maar op die einde van die dag is ons op goeie voet uit mekaar uit, waar dit 'n lelike situasie kon wees. Wat ek sê en wat jy sê, het 'n invloed op jou emosies en op iemand anders se emosies. Ja, jy kan 'n kwaadstoker wees, of jy kan 'n vredemaker wees, deur dit wat jy sê. En onthou net, daardie mag lê hier by jou mond. En dan word dit daar krag. Spreuke 15 vers 4 sê, kalmerende woorde bring lewe, skynheilige woorde breek mense. En ek dink ons almal het dit al ergens in ons lewens beleef, hoe iemand net deur kalmerende woorde vir jou weer lewe gee, hoop gee. Wanneer jou situasie vir jou so lyk asof hier is geen hoop meer, dan kan kalmerende woorde net weer vir jou hoop bring. En ons almal weet wat die effek van skynheilige woorde op ons elkeen se lewe is. Maak jou kwaad, dit maak jou onstuimig hier binne. Want jy weet mos dis nie die waarheid nie. En jy weet mos hierdie woorde, of wat dit doen is dit krap jou net om. En daarvoor moet ons versigtig wees. En dis wat Salomo vir ons wil leer. Let op na wat jy sê en let op hoe jy dit sê. Dit is Spreuke gee vir ons die insig om dieper te dink. So ons het die eerste een om die regte besluite te neem oor die pad wat ons stap. Die tweede een is dat ons sal verstaan wat ons sê en hoe ons dit sê. En die derde een is dat ons bietjie sê, wow, stop bietjie. Dink eers voor jy doen. Dink eers wat 'n impak jou dade op jou en ander mense se lewens gaan hê. In Spreuke 14 vers 2 sê vir ons, wie opreg lewe dien die Here, wie krom paaie loop, het nie eerbied vir die Here nie. Kom ons dink 'n bietjie wat staan hier. Kan dit nou lees, wie opreg lewe dien die Here, wie krom paaie loop, het nie eerbied vir die Here nie. Baie nice teks, nee. Maar wat staan hier? Ek wil die Here dien. Dan moet ek opreg lewe. Maar om eerbied vir die Here te hê, is bietjie dieper, nee, as net om die Here te dien. Dit vra 'n bietjie meer, dit vra meer van 'n verhouding, 'n commitment. En as jy dit wil doen, dan moet jy wegbly van krompaaie af. En dit is wat Spreuke vir ons wil leer. Dink eers 'n bietjie. Dink wat jy lees.
gaan maak seker dat jy verstaan wat hier sê. Spreuke 14 vers 12. Daar is 'n lewenswyse wat vir die mens reg kan lyk, maar die uiteinde daarvan is die dood. Daar is 'n lewenswyse wat vir 'n mens reg kan lyk, maar die uiteinde daarvan is die dood. So Salomo wil vir ons 'n bietjie vra, hey, gaan dink 'n bietjie. Jou lewenswyse, dit lyk vir jou reg. Dit lyk vir jou aanvaarbaar. Dit lyk vir jou goed. Dit lyk sosiaal aanvaarbaar. Almal aanvaar dit. Maar is my lewenswyse se einde of waantoe is my lewenswyse op pad met my? En daarom sê Salomo, hey, wow, wag net 'n bietjie. Dink net eers. Lewe jy met 'n einddoel wat na die ewige lewe toe lei? Of dit kan vir jou reg lyk. En jy kan ook maar met enigiemand stry wat bietjie 'n verkeerde lewenswyse het, hulle van hom regverdig tot in die fynste detail. Maar dit lei op die dood. En daarom ruk Salomo ons 'n bietjie terug en sê vir ons, hoe lewe jy? Want is jou lewe op pad? Spreuke 16 vers 2 sê, in sy eie oë is alles wat die mens doen reg, maar die Here ondersoek die gesindheid. So hierdie twee gaan amper hand aan hand. Die een is wat ek moet besef, maar my lewe is besig om op die dood uit te loop, en die ander ene is, met watter gesindheid lewe ek? Want dit is wat God toets. God toets nie die goedjies wat ek doen. God toets in die eerste plek my gesindheid. Met watter gesindheid lewe ek? En dit is die insig wat ek moet ontvang. Is God sien my ingesteldheid raak. Is dit reg? Is my ingesteldheid suiwer? Is my ingesteldheid so dat ek God daarmee kan vereer? En daarom moet ons 'n bietjie dieper dink oor ons eie lewe. Ja, dit is lekker om te lewe en dit moet lekker wees om te lewe, want ons het die lewe van God af ontvang. Maar ons moet 'n bietjie dink oor hoe lewe ek? Wat mos 'n term, is ek maar net 'n suurstofdief? Haal net asem en lewe nou maar net? Of is ek iemand wat voluit lewe? Voluit vir die Here lewe. Dan die vierde een. Salomo wil vir ons leer om insig te kry in verhoudings. Verhoudings met mense. Verhoudings met vriende. En daar is soveel tekste wat in die boek Spreuke wat praat oor verhoudings. Spreuke 22 vers 24 en 25. Moenie maat maak met opvleiende mense nie. Moenie saamgaan met een wat kort van draad is nie. Dalk leer jy sy maniere aan en beland jy in lewensgevaar. Kies jou vriende reg. Moenie maat maak met opvleiende mense nie, moenie saamgaan met een wat kort van draad is nie. Hoekom? Dit stop nie net daar nie. Dalk leer jy sy lewenswyse aan. En is dit nie so, is dit nie maar so nie? Kyk 'n bietjie. Dit is my altyd so interessant om myself dop te hou en ander mense dop te hou. Wanneer jy dit saam met iemand beweeg, dis nie, dis binnekort, dan begin jy dieselfde goed sê. Gesagtetjies
wat amper dieselfde is. Daar is 'n pel van my wat altyd die woord en goed gebruik. Die kamp en goed was so baie lekker gewees en goed, en ons het so lekker geslaap en goed. En as ek by hom gekuier het, dan begin ek ook en goed. Want jy begin op mekaar afsmeer. En goed. En ons moet versigtig wees daarvoor. Want as jy 'n vriend het wat opvleend is en jy kan nie daai persoon reg hanteer nie, daai opvleendheid reg hanteer deur 'n sagte, kalmerende woord nie, gaan jy naderhand begin opvleende mens word. Kies jou vriende reg. En iemand wat kort van draad is. Ons ken baie mense wat kort van draad is, maar as jy nie daai persoon reg kan hanteer nie, gaan jy ook begin kort van draad raak. En dan gaan jy dinge doen wat jy nie moet doen nie, dan is jy op die einde van die dag in die moeilikheid en daai persoon gaan dit aan. Want dis hoe daai persoon is en daai persoon wil dalk nie verander nie. Maar oppas dat jy nie word soos iemand anders nie. En ek preek dit vir die kindertjies en vir die belydensklas. You are born an original, don't die a copy. Kan julle dit nog onthou? Maar weet julle, volwassenes, ons is dieselfde. Ons word maklik 'n kopie van iemand anders. Veral iemand wat ons nogal na opkyk. En iemand wat 'n impak op ons lewe het. Kan ons maklik soos daai een wil wees. En Spreuke sê vir ons, oppas daarvoor. Oppas dat jy nie word soos, dat jy nie die, kom ons sê eerder so, oppas dat jy nie die negatiewe eienskappe van jou vriende ook in jou lewe begin toepas nie. Want wat is die gevaar? Nou is ek vriende met A, en A is kort van draad, en nou begin dit op my afsmeer. Nou is ek vriende met B, en B vloek baie. Nou begin ek soos B te praat. Nou is ek al kort van draad, en ek begin vloek. Nou is ek vriende met C, en C is lui. En nou is dit lekker om saam met C te wees, want ons hoef so min as moontlik vir so lank as moontlik te doen, want môre is nog 'n dag. So nou is ek al kort van draad, ek begin al vloek, en ek begin lui raak. Verstaan julle wat besig is om te gebeur? Ek begin verander. En dan binnekort dan gaan my vrou sê, maar jy is nie die man met wie ek getrou het nie. Want jy het A, B en C begin word. En daarom is dit belangrik dat ons vriende reg kies. Dat ons vriende nie net reg kies nie, maar ons vriende reg beïnvloed, want daar's mense wat my negatiewe eienskappe ook aanneem. En daarom moet ek waak daarteen. Spreuke 27 vers 17 sê, yster slyp yster en vriende vorm mekaar. En ek dink ons almal hier weet wat 'n impak yster op yster het. Veral as dit 'n kar is en daar is nou al yster op yster, dan weet ons die moeilikheid is nou naby. Want as jy 'n sagte yster het en 'n harde yster, binnekort is die sagte yster daarmee heen. Of as jy twee harde ysters het, dan raai mekaar. En kyk watter een gee eerste in. Maar as jy iets maak uit staal uit, wat gebruik jy? Jy gebruik 'n vyl. So yster kan yster slyp en iets moois vorm daar. So moet dit nie net in 'n negatiewe konteks sien nie. Dit is ook 'n positiewe konteks waar jy 'n vyl gebruik om 'n stuk yster te vorm in iets moois. En daarom sê Salomo aan die een kant, oppas dat jy nie word soos vriende nie, en aan die ander kant, sorg dat jy en jou vriende mekaar vorm in iets moois, in iets positiefs, in iets goeds. Trek die positiewe eienskappe van jou vriende aan.
En nou wil ek dit in die verhouding inbring. Man en vrou, julle slyp aan mekaar. En ja, partykeer dan is hy veilig bietjie diep. En dan vat dit nogal 'n rukkie om weer daai stukkie staal mooi te vorm en weer in iets moois te omvorm. Maar lewenslang, en dis hoekom julle lewensmaats is, maar lewenslang vorm julle aan mekaar. En ek kan dieselfde, ek kan net die woord vriende uithaal en ek kan die woord lewensmaat insit. En dit is wat Salomo dan sê, dit is waar insig is. Want ons word soos mekaar. Hoe langer ons getroud is, hoe meer word ons soos mekaar. En dit is my so oulik, my ma is nou al, wat, 61 jaar getroud. En een partykeer dan begin my ma, sy sê net 2 woorde, dan maak my pa die sin klaar. Want hulle weet al hoe hulle dink, hulle weet al wat hulle wil sê, hulle is al so een. En dit is wat Salomo vir ons wil sê, yster slyp yster. So ons wat hier is, kom ons skuur 'n bietjie aan mekaar. En as daar 'n nuwe stukkie yster inkom, en welkom in Gansie, aan die nuwe mense. Wanneer daar nuwe stukkies yster inkom, kom ons skuur mooi aan mekaar. Vorm mekaar. Want ons is geneig om daai vuil te vat en 'n bietjie te skuur. In plaas daarvan dat ons sag met mekaar werk. So kom ons gebruik ons verhoudings om mekaar te vorm, sodat ek en jy die beste jy kan wees wat net jy kan wees. En die 5de een is, woorde van wysheid is ook daar om ons te help dat teregwysing belangrik is. Of teregwysing is nie die negatiewe sin van die woord nie, maar eerder reg help of om iemand te korrigeer. En ons moet dit nie net afskiet as iets negatief, ag, wat weet jy nou? Ag man, los my uit, ek kan maak wat ek wil nie. Maar dat ons teregwysing selfs as volwassenes kan sien as belangrik. En dat ons die gesindheid sal verstaan. Ouers, ons dissiplineer ons kinders, en dit is ons reg. Maar laat 'n volwasse persoon net 'n ander volwasse persoon dissiplineer. Dan sê God gaar. Want hoe dat jy van my sê, in plaas daarvan dat ons sal hoor wat gesê word, en dat ons die veranderinge sal bring wat ons moet. Onthou, 'n fout is 'n fout. Maar 'n fout bly net 'n fout wanneer ons nie iets daaruit leer. Almal maak foute. Almal trap skeef een of ander tyd. Niemand van ons is volmaak nie. Maar 'n fout is net 'n fout as ons niks daaruit leer nie. Spreuke 15 vers 31 sê: wie op teregwysing afslaan sal lewe en 'n tuiste vind tussen mense wat wysheid het. Wie onderrig in die wind slaan, gee nie om vir homself nie. Wie op teregwysing afslaan, kry insig. Kritiek is goed. Maar ons is baie keer geneig wanneer ons kritiek kry om op ons agtervoete te staan en soos 'n bil gereed om te beklei. In plaas daarvan dat ons kritiek vat en sê, oké, ek vat dit van wie dit kom, en dan by jou sê, hoe gaan dit my help om te groei in die mens wat ek is? Want ons wil nie kritiek hê nie, want ons aanvaar dit meeste van die tyd net as negatief. Maar kritiek is goed, want dit laat ons 'n bietjie groei. Dit is belangrik. Teregwysing is nodig, en ek sê weer, hier is teregwysing in die positiewe sin van die woord. Nie afkraak of afbreek of sleg sê nie, maar teregwys, iemand op die regte pad help. Iemand help om sy lewe te korrigeer. Spreuke 13 vers 18 tel dit baie reguit. Dit sê, armoede en vernedering wag vir iemand wat hom nie wil laat leer nie.
Wie 'n teregwysing ter harte neem, word geëer. En ek wil dit mooi uitstel. Hier word nie gesê wie 'n teregwysing ter harte neem, word ryk en geëer nie. Maar as ek en jy nie wil leer nie, as ons nie wil raad hê nie, as ons nie wil tereggewys word of reg gehelp word nie, gaan ons nie groei nie. En gaan ons net al hoe meer agter en agter en agter bly. Maar wanneer ons teregwysing vat en ons maak dit deel van ons lewe en ons kyk waar is die swakpunte in hierdie teregwysing en ons maak dit reg, dan sal ons groei. En dan die 6de punt. Dit help ons om figuurlike betekenisse en beeldspraak reg te verstaan. Jesus gebruik baie beeldspraak. Jesus gebruik baie gelykenisse en baie keer het mense hulle nie verstaan nie. En as ek en jy die Bybel lees, as Jesus vir hulle sê, want julle het 'n klomp wit gepleisterde grafte, dan gaan ons nie weet wat dit beteken nie, want ons verf nie die grafte wit. So wat sê Jesus eintlik? En 'n klomp van sy beeldspraak wat gebruik word. So en daarom sê Salomo, beeldspraak is belangrik. En ons moet bietjie dink, want dit laat ons dink. Ons moet nie net dit lees en sê, ag, ek weet nie wat dit is nie, kom ons gaan aan. Of as iemand iets sê, net sê, ag nee, wat, dit beteken niks nie. Spreuke 25 vers 11 sê, goue appels wat in silwer gemonteer so is regte woorde op die regte tyd. So kry ek 'n prentjie. 'n Goue appel wat in silwer gemonteer is. So is regte woorde op die regte tyd. Kosbaar. Ons almal het dit al beleef. Wanneer iemand net op die regte tyd na jou toe kom en net die regte woorde vir jou gee, hoe voel jy? Ek voel sommer, dankie. En, wow, dankie dat jy met my deel. Dankie dat jy die goue appel in my lewe is. En dan 26 vers 11, wat sê, soos 'n hond wat na sy braaksel toe terugkom, so is 'n dwaas wat dieselfde dwaasheid weer begaan. Want dit het al baie gehoor, nee. Maar wat beteken dit? Het ons al daaroor gedink? En ons almal het dit al gesien, maar as 'n hond teruggaan na sy braaksel toe, dan gaan hy mos nog sieker word. Dat dit was as gevolg van een of ander ongesteldheid of een of ander siekte, en hy gaan net terug, dan gaan hy mos net aanhou siek word. En op 'n dag gaan die hond trek. En dit is wat Salomo vir ons wil sê. As jy droog gemaak het, hou op om dieselfde ding oor en oor te doen. Want dit gaan jou op 'n dag net al hoe meer negatief beïnvloed. As jy droog gemaak het, los dit, draai om en kies 'n nuwe pad. Moenie na die ou dinge heeltyd teruggaan. Moenie net, ek is so gemaak en ek is so gelaat staan nie. Of dit nou maar hoe ek groot geword het. As daar foute in jou grootmaakproses is of was, los dit en draai weg daarvan en begin met 'n nuwe lewe. Gaan eet lekker kos. So kom wat jy na daai goed teruggaan. Wat jou net negatief en sleg gaan beïnvloed. Wat het ons vandag geleer? En ek weet ek het nou baie punte gegee en ek hoop julle kan al 6 nog onthou. Maar wat Salomo vir ons wil sê, Salomo vir ons wil leer, is om vir ons te sê, wanneer ons die Bybel lees, dan moet ons oop wees vir wat die Here vir ons sê. Want ons sê so maklik, ja, ek lees en ek verstaan nie. En ek het begrip daarvoor, want ons lees baie keer net, en ons lees net. In plaas daarvan, dat ons
bietjie gaan dink, wat wil die Here vir ons sê uit hierdie teks uit? En bietjie daaroor gaan nadink. En Spreuke wil vir ons leer dat ek insig moet hê in my elke dag se lewe, dat ek die Here voluit moet doen, dat ek insig moet soek. Ek moet dit wil hê. Ek moet regtig moeite doen om die regte pad te kies elke dag. Elke dag is daar maar virkies in ons lewens en ek moet die regte pad kies. Ek moet besef dat my woorde 'n effek het op my lewe en op ander mense se lewens. Ek het nie die reg om net te sê wat ek wil sê nie. Baie mense eien hulle daardie reg toe. Jy het dit nie, want jy maak jou lewe en ander mense se lewens raak jy aan. Het jy 'n effek op. Ek moet begin dink oor wat God en mense vir my sê. Ek moet verstaan wat 'n impak verhoudings op my het en ek moet verstaan wat 'n impak ek op verhoudings het. Onthou, die Here stuur partykeer moeilike mense op ons pad vir 'n rede. Daar was 'n rede hoekom daar 'n Herodes was. Daar was 'n rede hoekom daar vir Josef 'n Potifar vrou was. Daar was 'n rede hoekom daar vir Samson 'n Delila was. Daar was 'n rede hoekom daar 'n Judas was. En ek moet die rede raak sien hoekom God iemand in my lewe toelaat en dan moet ek vra, Here, hoe moet ek hierdie persoon help? Hierdie persoon hanteer. En as ek die Here voluit wil dien, dan moet ek dit kan aanvaar wanneer iemand my teregwys. Wanneer iemand vir my sê, hey, wat jy nou doen is bietjie verkeerd. En nie op my agtervoete spring en wil beklei nie. Maar om daaroor te gaan bid en vir die Here te vra, Here, wat moet ek hier verander? En dan, as ons die Here wil dien, dan moet ons verstaan wat hy vir ons sê. En dan moet ons 'n bietjie gaan dink oor wat gesê word en hoe dit gesê word. Wat maak ek met dit wat ek nou geleer het of gehoor het? En ek wil julle 'n bietjie uitdaag. Gaan kyk 'n bietjie hierdie week. En gaan julle almal weet maar van ChatGPT of van Google. Ja, almal ken vir Google. Nie almal ken vir. Maar gaan Google net en gaan sê net alle tekste in Spreuke waarin die woord vriend, vriendskap, vriende en maats in voorkom. En laat ek jou al die tekste uitgooi. En dan gaan lees jy elke teks. En jy gaan skryf elke teks neer. En jy gaan kyk, wat sê elke teks vir my oor vriend, vriendskap, maats, vriende. En as jy oor iets anders wil gaan doen, dan gaan sê jy byvoorbeeld, kom ons vat sommer, my oog vat nou hierso op geskinder. Wat sê Salomo oor skinder? En dan gaan sê jy daarso, alle tekste in Spreuke met die woord skinder, geskinder, en gooi dit uit. En gaan doen 'n bietjie navorsing oor dit, want dan begin jy insig kry in die boek Spreuke. So ek wil julle 'n bietjie uitdaag om dit te doen. En bietjie te gaan nalees en navorsing te doen. En dat die boek Spreuke nie net 'n mooi woordjies is nie, maar dat dit 'n bietjie in jou hart gaan lê. Amen. Here, die woord is die waarheid. En dankie vir Spreuke. Ja, Here, daar is soveel wysheid in hierdie boek opgeteken. En ons moet vandag net besef
wat se impak ons op ander het en ander op ons het. Deur wat ons sê, deur hoe ons hulle reghelp, deur hoe ons hulle verstaan, deur hoe ons dinge doen. Here, en ek bid dat U ons sal kom help in hierdie tyd waarin ons vandag is. Dat ons die sal wees wat 'n sagte woord sal bring om die gemoedere te kalmeer. Dat ons die sal wees wat teregwys met 'n goeie gesindheid. Dat ons die sal wees wat met 'n sagte woord mense hoop sal gee. Here, dankie dat ons weet dat Salomo ook maar tye gehad het van worsteling en moeilikheid en vrae en wonder. Maar dat hy geweet het wat dit beteken om insig te kry deur U te dien en om eerbied vir U te hê. Seën ons vandag, Here, en breek die woord vir ons oop, sodat wanneer ons Bybel lees, dat dit lewend begin word in ons harte, en dat ons sal verstaan wat U vir ons wil sê, in Jesus se naam. Amen.